het nooit geweet, dis so lekker om te leer. Saam met Clara Klets, met haar bloedrooi fiets. Clara Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom by Clara Klets. Ons leer vandag meer van direkte en indirekte rede. Kom ons kyk eers na die direkte rede. Die direkte rede is wanneer jy iemand se presiese woorde herhaal. Wanneer jy woorde herhaal, kom dit altyd in aanhalingstekens. Dit wys dat die woorde direk uit hul mond uitkom. Al die leestekens staan binne in die aanhalingstekens. Voordat jy die direkte woorde aanhaal, kom daar 'n dubbelpunt. Kom ons kyk na voorbeelde. Clara vra, mag ek saamry? Pieter sê, my hond het nie huis toe gekom nie. Ek is baie hartseer. Mamma vra, waar is die motorsleutel? Oupa sê, ek weet nie waar jou sleutels is nie. Kom ons kyk nou na die indirekte rede. Dit is wanneer iemand oorvertel wat 'n ander persoon gesê het. Somtyds noem ons dit skinder. Wanneer jy iets in die indirekte rede skryf, is daar geen aanhalingstekens nie. Somtyds sal die hoofletter gebruik ook verander. Selfs voornaamwoorde verander. Die vraagsin word 'n stelsin en die vraagteken sal wegval. Voorbeelde van die indirekte rede. Clara vra of sy mag saamry. Pieter sê sy hond het nie teruggekom nie en dat hy baie hartseer is. Mamma vra waar haar motorsleutel is. Oupa sê dat hy nie weet waar die sleutel is nie. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer. Saam met Clara Klets, met haar bloedrooi fiets. Clara